om net te gaan sit, wil ek vra dat jy net jou oë sal toemaak. Dan sit jy net vir 'n paar sekondes, jy het daai fokus gekry op die Here, hy is hier teenwoordig. En dan wil jy net so 'n bietjie in sy teenwoordigheid asemhaal. Asem skep. Dalk miskien was dit by jou huis so 'n bietjie 'n rush gewees om almal aangetrek te kry vir die aand van ons Pinksterreeks. Dalk was daar 'n paar goedjies wat jy nog moes doen en hier binne in jou gees is jy nog so 'n bietjie aan die gang. En net om jouself oop te maak. Net 2 sinnetjies wat jy in jou gedagtes kan herhaal. Die eerste een is, die Here is hier. Die Here is hier. En dan die tweede sinnetjie, ek is hier. Die Here is hier. Ek is hier. Die Here is hier. En ek is ook hier. En dalk wil jy net jou hande so 'n bietjie oopmaak op jou skoot. Om net vir die Here as 'n bepaalde simbool te sê, Here, ek is ontvanklik, ek maak my lewe oop, my hart maak ek oop. Dalk wil die Here iets vir jou vanaand gee, wat hy nog nooit vir jou kon gegee het, omdat dalk jou hande toe was. En as jy jou hande oopmaak, dan sê jy vir die Here, Here, ek maak my hande oop, as 'n simbool van gebed, want U is my Vader. En as ons so naby aan U kan kom, dan wil ons graag ontvang dit wat U vir elkeen van ons wil gee. Amen. Baie dankie, ook van my kant af goeienaand. Het is lekker om saam met julle te wees. Die voorreg wat ek het, om hierdie Pinksterreeks af te skop. Die vletjie het geblaas, ons is in die game in, vir die hele week wat vir ons voorlê. En ek glo werklik, dat ons almal kan 'n verwagting hê, vir dit wat die Here vir jou ergens wil gee, wat hy nog nooit vir jou kon gegee het nie. En wees ek en jy maar net ontvanklik vir dit. Dit is lekker om saam met julle te wees. Ek sal julle net nou weer herinner van die lekker sop en wat julle alles daar moet doen. Maar ek sien 'n paar van julle is baie warm aangetrek en serpe om. Is daar iets wat julle weet wat ek nog nie weet nie? Maar dit was net 'n sulke lekker weer buite gewees. Maar dalk miskien gaan dit so 'n bietjie koelerig raak ook in die komende week. Maar baie dankie vir elkeen van julle wat hier is en wat saam met ons, ook dalk via YouTube wat kyk, ergens in die week, hierdie boodskap van vanaand, wat hier is en wat saam met ons reis, terwyl ons elkeen onsself kan oopmaak vir daai formasie, dit wat die Heilige Gees in ons wil kom vorm. En dankie dat jy saam met ons is. Julle het nou al 'n paar keer gehoor, ons tema vir ons reeks is die Onse Vader gebed as lewenswyse. Die Onse Vader gebed as lewenswyse. En die Onse Vader gebed is die grootste gebed wat nog ooit gebid is. En dis 'n gebed wat omtrent almal van ons baie goed ken van kleins af. Die Onse Vader gebed. En juis in ons reeks in hierdie week tot en met Vrydagoggend wil ons graag fokus op die vraag: hoe leef ek die Onse Vader gebed? Hoe help die Onse Vader gebed my in 'n lewe saam met God? Dis die groot vraag waarop ons gaan fokus. Die Onse Vader gebed is vir ons opgeteken, Matteus 6 vers 9 tot en met vers 13. Vanaand gaan ons saam lees uit die 83 vertaling en volgende môre aand die 2020 vertaling. So bring maar die ander vertaling saam. 33 vertaling, 53 vertaling, Nuwe Lewende vertaling, 'n lekker vertaling om dan juist weer te kyk na die Onse Vader gebed as 'n lewenswyse. En as jy Engelse vertalings ook het, bring dit ook sommer saam, as ons saam met mekaar reis
met hierdie groot tema, die Onse Vader gebed as lewenswyse. Vanaand ons tema, ons Vader in die hemel. Net daardie woorde, ons Vader in die hemel. En kom ons lees saam. 83 vertaling, Jesus aan die woord, deel van die bergrede. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En ek glo almal van ons reeds weet ons dit. Daai laaste sinnetjie, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, is uitgelaat in ons 83 vertaling. Daarom het ek ons so bietjie dowwer gemaak op die bord. Maar dit is weer ingesluit in die 2020 vertaling. Bloot omdat hierdie sinnetjie nie in al die manuskripte waaruit die Bybel vertaal is, voorkom nie. En hoogstwaarskynlik die Jode het dit gebruik normaalweg in die laaste sinnetjie van alle gebede. En ons kry dit ook in 1 Kronieke 29 vers 10 tot en met vers 13. Net daai woorde, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En daarom het die 2020 vertaling, die van julle wat dit hier het vanaand, sal sien dit is dan ook ingesluit ook. Ons almal glo, oefening is vir jou belangrik. Oefening is belangrik, want dit help jou met jou hartklop. Dit verbeter dit. Dit help jou met jou asemhaling. Oefening help jou ook om goed te kan slaap. Oefening het ek nou onlangs gehoor, help jou ook om jou bloeddruk te verlaag. Wie van ons glo dit almal? Baie dankie, 4-5 hande wat opgegaan het. Ons glo almal, oefening is belangrik. Maar nou is die vraag, en julle hoef nie nou op hande op te steek nie. Wie van julle het die afgelope week van verlede maandag af ten minste 3 keer geoefen? Ek 'n paar hande, baie dankie. Julle hoef nie hande op te steek nie, maar julle wil nou hande opsteek. So steek maar gou hande op, die van julle wat daai oefening gekry het, ten minste 3 keer per week. Want ons glo, oefening is regtig belangrik. Maar ek dink hier is die groot uitdaging van die lewe. Om juis ons wat nie ons hande nou opgesteek het nie, om dit wat ons glo en dit wat ons doen, basies een te maak. Ek dink dis die groot uitdaging in die lewe. En dit is waar transformasie, verandering in ons lewens plaasvind, is wanneer dit wat ons glo en dit wat ons doen by mekaar uitkom. En as jy dit verstaan vanaand, dan verstaan jy die hele oorsprong van die Onse Vader gebed. As jy net dit kan klik saam met my, dit wat ons glo en dit wat ons doen, dat ons dit een sal maak, dan vind transformasie plaas. En dit is eintlik die hele oorsprong van die Onse Vader gebed. Lukas vertel vir ons, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En dan volg Jesus met die Onse Vader gebed.
So wanneer die disippels vir Jesus vra, leer ons bid, beteken dit nie, hulle weet nie hoe om te bid nie. Want die Jode in daardie tyd het 3 keer per dag het hulle gebid. So hulle weet hoe om te bid. Maar hulle vra vir die Here, leer ons bid, omdat hulle eenvoudig in Jesus se lewe raak gesien het. Dit wat hy glo en dit wat hy doen is een ding. En daarom vra hulle vir Jesus, leer ons bid. Gou saam met my net in daardie konteks, was 'n disipel 'n student van 'n rabbi. En 'n disipel wou nie net inligting by sy rabbi leer nie, sy leermeester. Hy wou graag dit wat die rabbi gedoen het, wou hy ook doen. Daarom sou 'n disipel die rabbi volg, dan het hom juis gevolg om presies te sien hoe en wat hy alles doen in sy daaglikse lewe. Daarom het 'n disipel die rabbi gevolg om te sien hoe hy eet, hoe hy sy klere opvou. Want 'n disipel, hoor mooi, het geglo dat die lewe waarna die disipel soek, gaan hy juis vind in die manier hoe sy rabbi leef. En nou verstaan 'n mens hierdie woorde van die disipels. Here, leer ons bid soos wat Johannes sy disipels, sy volgelinge geleer het om te bid. In daardie tyd juis was 'n baie groot seënwens vir iemand dit wat 'n rabbi volg. Was die seënwens juis gewees, mag jy so naby jou rabbi loop dat sy stof op jou kom. Mag jy hom so volg in dit wat hy doen, hoe hy leef, dat sy stof op jou kom lê. So wanneer Jesus hulle vraag beantwoord, dan is dit 'n antwoord juis op die feit dat hulle in Jesus se lewe gesien het dat gebed die kern is van sy lewe. Hulle het die groot gevolgtrekking gemaak dat Jesus se lewe voor ander mense, sy publieke lewe, begin eintlik in gebed, tyd by sy Vader. So wanneer Jesus dan vir die disippels die onsse Vader voorhou, kom doen hy eintlik 2 goed wat vir ons nogal regtig toe belangrik is vir die res van die week. In die eerste plek kom wys Jesus waartoe elkeen van ons se lewe geroep word. Waartoe word ons geroep as kinders van die Here? Waarheen is ons eintlik op pad elke dag in 'n lewe saam met God? So Jesus kom wys dit deur die Onse Vader. Rowan Williams, dit was 'n vorige aartsbiskop van Canterbury, hy het gesê, as iemand hom sou vra om die hele evangelie van Jesus agter op 'n koevert op te som, dan sou hy die Onse Vader gebed neerskryf. Want die Onse Vader gebed is 'n skets van 'n prentjie van die lewe waartoe die Here ons uitnooi om te leef. Nommer 1, en dan nommer 2 ding, dit wat Jesus kom doen met die Onse Vader gebed, is hy nooi die disippels, volgelinge van hom, om hom na te volg. Om dan nie net die Onse Vader gebed te ken en te bid nie, maar om die Onse Vader gebed te leef. En dis waaroor ons Pinksterreeks handel. Dis waarmee ons in hierdie week gaan besig wees. Die Onse Vader gebed as 'n lewenswyse. Die Onse Vader gebed as 'n lewe waartoe die Here ons elkeen kom uitnooi. Ons kom roep om dit werklik te leef.
Nou wanneer Jesus ons in die Onse Vader gebed kom leer, hoe om te leef, hoe om te bid, maar hoe om juist te leef, dan begin hy met daai groot woorde, ons Vader. Baie eenvoudig, die lewe waartoe die Here ons roep, waartoe ons uitgenooi word, is 'n lewe saam met die Vader. As jy dalk van vanaand af net hierdie een gedagte kan saamvat, vat dit saam. Die lewe waartoe Jesus ons uitnooi deur die Onse Vader gebed is 'n lewe saam met die Vader. En dan is dit baie belangrik hoe ons na die Vader kyk. Hoe kyk ons na God? Want hoe ons na God kyk het 'n baie groot invloed hoe ons leef. As jou prentjie van God 'n God is wat baie kwaai is, en hy is die een wat daar een kant staan en as hy na mense kyk, het hy 'n swart boekie in sy hand en hy skryf al die foute wat die mense maak, skryf hy neer. En dan op 'n stadium deur die dag, dan gebruik hy sy onsigbare sweep om mense so 'n bietjie te piets. Ek wil vir jou sê, as jy so 'n prentjie van God het, hoogs waarskynlik gaan jy dit ook leef. Van iemand wat na ander mense kyk, wanneer jy omgaan met ander mense, wat ook eintlik een kant staan en mense so 'n bietjie aankyk, en dan kyk jy na al hulle foute. En dan word jy ook 'n mens wat graag, as jy tussen jou mense is, hulle foute graag wil uitwys. Ek dink as jou prentjie van God een is van iemand wat mense beoordeel, kyk hoe hulle optree, en dadelik hier in jou agterkop vir jouself sê, in, uit, in, uit. Hy is in, sy is uit. Hoogs waarskynlik gaan jy met daai prentjie van God begin leef, en dan word jy ook 'n mens wat in jou omgang met mense, kyk jy na mense dadelik en dan is daar dadelik iets in jou gedagtes wat sê, is hulle in of is hulle uit? Is hulle deel van ons of is hulle uit? Is hulle buite? Hoogs waarskynlik kom dit van jou prentjie van God. Want ons prentjies wat ons het van God en waarmee ons van kleins af leef en mee groot geword het, dit kom vryf af. Ek woon nou die afgelope tyd so bietjie meer as 2 maande in 'n estate. En nou het ek gesien so rukkie terug, baie van die mense kom laatmiddag kom hulle uit hulle huise uit en dan gaan stap hulle met hulle hondjies. Sekerlik om vir hulle hondjies lekker oefening te gee en dan kry hulle ook sommer self goeie oefening daardeur. En toe het ek gesien op 'n stadium, toe merk ek op, as jy kyk na die baas van die hondjie en jy kyk na die hondjie, lyk hulle baie dieselfde. En as iemand vir my na die tyd sou vra, hoekom is dit? Dan moet ek vir jou sê, ek weet nie. Maar iets vryf af. Ek moes vanaand dit inbring in die boodskap in. Daar is my hond, wat ek vir 14 jaar gehad het. 14 jaar was hy een van my beste vriende, wat langs my was en saam met my geleef het. Maar wees baie dankbaar vanaand. Ek vra nie vir enige een om hulle hande op te steek, om te sê, wie het 'n bulldog as troeteldier, of wie het 'n bokser nie. Jy hoef regtig nie hande op te steek nie. Ek sien hier's 'n paar wat vir my wys. Ek wil dit graag die punt maak. Ons prentjies van God het 'n baie groot impak en invloed op die manier hoe ons leef. Kyk ons net na Jesus se lewe, dan sien ons hy en die Vader, sy Vader, was een gewees. Like Father, like Son. Gaan lees maar weer
die evangelies deur. Ons sien in die Bybel, daarom het Jesus gereeld op eensame plekke gegaan. Dan lees ons ook, soos gewoonte, het hy eenkant gegaan om te bid, om net saam met sy Vader te wees. Hou daai beeld in jou gedagtes, dit vryf af. En daarom lees ons ook in Markus, die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan, na 'n eensame plek, en daar gebid. Daarom nooi Jesus ons uit, om voortdurend te draai na God toe, en ons lewens diep te gaan vind, in 'n verhouding met die Vader. Dis waartoe Jesus ons uitnooi, juist met hierdie eerste woorde, ons Vader. Daar vind werklik transformasie in jou lewe plaas. Jou lewe verander, as jy na God kan kyk, en jy kan sien, dat hy kyk na jou as 'n geliefde, as sy kind. Daar vind transformasie plaas, daar vind verandering plaas. Maar dan moet ons Jesus sy Engelse woorde baie ernstig opneem. Hy het gesê, here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Net te wees by die Vader. Jesus nooi ons uit daartoe. Ons sommer nou onlangs, so 2 weke terug, lees ek sommer net so een sinnetjie van Theo Geyser, wat hy geskryf het op sy blog. En dis woorde wat my nogal diep laat dink het. Hy skryf, as God 'n persoon is, dan is die diepste motivering vir gebed om net by God te wees. So eerlik as wat jy kan, en net soos jy is. Dan is die diepste motivering vir gebed om nie na die Here toe te hardloop en dan dadelik te vra wat ek dink ek het nodig nie. Of om vir die Here te vra om hierdie wêreld daar buite te fix, sodat dit beter met ons kan gaan nie. Dan lê die diepste motivering van gebed is om net by jou Vader te wees. En as jy hierdie woorde hoor, glo ek daar's nou 'n snaar wat in jou gepiek word. Want dit is die diepste begeerte wat ek en jy het. Is om net te wees by die Vader, net soos ons is. Dis ons diepste begeerte. Wat was Jesus se groot werk, kortliks? Jesus se groot werk was gewees om sy Vader aan mense voor te stel. En daarom het hy soveel stories ook vertel. En een van die bekendste en die mooiste stories kry ons in Lukas 15. Van 'n vader wat 2 seuns gehad het, en die jongste vra toe vir sy erfporsie. En daardie sê hy wil eintlik sy pa dood hê, sodat hy kan erf. Maar dan kry hy sy erfporsie. En wat doen hy met sy erfporsie? Hy gaan maak seker dat hy sy lewe opmors. En dan kom Jesus, en dan sê hy, kom hy stel ons bekend aan sy Vader. Sy Vader is die Vader wat op die stoep gestaan het en uitgekyk het vir daai seun wat sy lewe gaan opmors het om terug te kom. En dan as hy hom gewaar, dan hardloop hy na hom en hy slaan sy arms om hom en hy soen hom. Daai Vader gee nie eers vir daai seun geleentheid om sy speech te lewer, om mooi vir hom te sê dat hy jammer is, of dit wat hy verkeerd gedoen het alles. Hy kry nie 'n kans daarvoor nie. Dink gou.
Wat sê jy? Watse woorde gebruik jy teenoor 'n Vader wat na jou toe hardloop en jou omhels en jou vashou en jou soen en jy weet hier in jou agterkop, ek het my lewe so opgemors. Dan het jy ook nie woorde nie. Jesus nooi ons eenvoudig uit om God as Vader werklik te ken. Om hom te ken as ons Vader. 'n goeie Vader. 'n Vader wat nie op 'n afstand staan nie. 'n Vader wat nie koud en klinies is nie. 'n Vader vol deernis, 'n Vader vol genade, 'n Vader vol liefde. 'n Vader wat dra, 'n Vader wat kom ondersteun, 'n Vader wat daar is vir jou, 'n Vader wat vreugde vind in sy kinders, wat hom aanbid. Jesus kom eintlik en hy staan eintlik voor ons deur die Onse Vader gebed en hy sê eintlik vir elkeen van ons, God is jou Vader. Hy's jou Vader. Hy word nie jou Vader omdat jy so oulike mens is nie. Ons verdien dit nie. Hy is ons Vader. En hy is so lief vir elkeen van ons. Hy het jou gekies. Jy het hom nie gekies nie. En as hy jou Vader is, weet dit, jy kom uit hom uit. Want hy is jou Vader. Ek en jy kom uit God uit. Hy is ons Vader. En as jy hom so leer ken as jou Vader, dan het jy regtig vrymoedigheid om enige tyd vir hom te vra wat jy nodig het. Dit wat jy begeer in jou lewe. En ek wil tog vanaand wil ek vir julle 2 goedjies gee om te gaan doen. Julle het huiswerk. Die eerste ding wat ek graag wil hê julle moet gaan doen, by die deure gaan daar so 'n blaadjie wees. En ek wil vra elkeen van julle, gaan maak tyd môreoggend en gaan sit net by jou Vader, gaan wees net. En dan vat jy 'n pen en dan vat jy die blaadjie en dan skryf jy neer, waar het jy genade in jou lewe nodig? Wat is op die oomblik in jou lewe 'n groot issue? Net een ding wat jy wil neerskryf, dan skryf jy dit neer. En die res van die week bid jy elke dag daaroor. Maak tyd by jou Vader en dan bid jy dit. Almal van ons het al ervaar somtyds gee die Here presies wat jy gevra het. Ander kere vat hy jou weer op 'n reis sodat jy dieper kan leef saam met hom in 'n innige verhouding. Ons groot uitdaging gaan skryf dit neer. En ek glo, en ek wil daarmee klaarmaak vanaand, dat toe ons net tot die Onse Vader gelees het jy gesien, daar's 'n woordjie wat 9 keer in ons 83 vertaling in die Onse Vader voorkom. Julle is reg, ek hoor dit, en dit is die woordjie ons. Ons Vader. Ons Vader, dan ons kom 9 keer in die Onse Vader gebed in die 83 vertaling kom dit voor. Sonder om in detail in te gaan, ons as westerlinge lees ons Vader. Maar eintlik hoor ons my Vader. En dan word die Onse Vader gebed eintlik my gebed. Maar Jesus nooi ons uit na 'n lewe saam met God, saam met ons Vader, om die lewe saam met hom te leef. En daardie lewe wat hy vir ons wil gee, vind ons ook in daai woordjie ons. Deur jou lewe eenvoudig te deel met ander mense. Dis 'n lewe saam
met ander. Jesus het dit vir ons pragtig kom demonstreer. Hy kies 12 mense. En redelik verskillende mense. As ek weer daaroor toe gedink het in hierdie week, dink ek hy kies 'n visserman. En dan kies hy ook 'n belastinggaarder. So iemand van I&J en iemand van SARS. Dan dadelik wil jy dink maar, hierdie goed kan nie saamwerk nie. Maar ons sien in hierdie 12 is daar 'n Petrus. 'n Petrus wat na vore kan tree en kan sê ek sal op hierdie water loop. Maar dan is daar ook 'n Thomas wat sê wag net so bietjie. Wag net so bietjie. Ek wil eers my hande in daai wonde van Jesus insteek. En dan sal ek glo dat Jesus waarlik opgestaan het. Jesus wys vir ons met daai woordjie ons dat die lewe wat ons diep begeer, waarna ons almal hunker, is 'n lewe wat ons diep deel met ander. Het jy al agtergekom, daar's baie mense wat jy ken. Maar as jy dink aan al daai mense wat jy ken, is daar tog baie min wat jy van baie weet. En ons praat daarvan normaalweg af as ons het dun stories van mekaar. Ons het dun stories van mekaar. Ons weet nie, ons ken mekaar nie regtig diep nie. Ons het net daai dun stories van mekaar. So wanneer iemand dan optree, na vore tree, dan beoordeel ons mekaar so vinnig volgens hierdie dun stories. En dan is dit so maklik om afleidings te maak. En die meeste van daai kere is ons afleidings verkeerd wat ons maak van ander mense. Ek is nou by die tweede uitdaging. Eerste uitdaging, die papiertjie. Tweede uitdaging is, luister na mense. As ons nou hier klaar maak, gaan ons daar beweeg, ons gaan lekker saam sop eet en lekker saam kuier. Hier is die groot uitdaging. En vir sommiges van ons, die baie praters, gaan dit 'n moeilike uitdaging wees om net na ander se stories te luister. Luister regtig na ander mense se stories. In hierdie week die mense wat saam met jou 'n huis deel, wat saam met jou 'n kamer deel. Mense in jou vriendekring. En maak miskien daai kringetjie so bietjie wyer as die mense na wie jy regtig wil luister. Ek het nogal agtergekom wanneer ek dit inoefen, en is iets wat ek moet inoefen, om werklik na mense te luister, het ek agtergekom dat ons is maar baie dieselfde. Ek ontdek die diep begeertes wat ek het in die lewe, vind ek ook in ander mense se harte. Dan sê ek myself, ons is so dieselfde. Maar ons is ook so verskillend. En dit is nogal 'n tema wat my baie opgewonde maak. Dis iets wat my fascineer om 'n bietjie dop te hou waar mense by mekaar kom. Ons is so verskillend. Ons het verskillende uitkyke op die lewe. Ons sien hierdie wêreld anders as die ander ene. Ons het verskillende prentjies van God waarmee ons leef, wat ons deurgaans maar moet toets om dit in ooreenstemming te bring van dit wat Jesus ons leer van sy Vader. Ons kyk verskillend na onsself, ons kyk verskillend na ander mense, maar wat ek agtergekom het, as 'n mens hierdie verskille raak begin sien tussen mense, dan kom jy agter, daar word klomp energie daardeur gebring na die tafel toe. Daar word kreatiwiteit gebring, omdat ons so verskillend is. Jesus kom nooi ons uit, om net diep te luister na mekaar, want dit gaan ons help, om nader aan mekaar te kom, om die lewe saam met ander te leef. Hier is die groot paradoks. Die paradoks is, na mate ek meer na ander luister, en hulle stories ontdek, hoe meer kry ek sin en betekenis in my eie storie.
hoe meer gaan daar ligte vir my aan, hoe meer verstaan ek God se werk in my lewe, hoe meer ek na ander se stories luister. Ek gaan nou sê amen, maar hier is julle huiswerk, herinnering. Julle het dit neergeskryf, en die eerste een is, gaan skryf neer, jy het 'n papiertjie wat jy gaan kry by die deure, as jy voel is nie vir jou nie, okay, nou hoef jy nie een te vat nie, maar vat een saam, en gaan sit by die Here môreoggend, en oor môreoggend, en dan skryf jy daar een ding neer, waarin jy die genade van jou Vader werklik nodig het. En dan, ons groot oefening, luister na mekaar. Waar jy mense teekom, luister na mense se stories. Baie dankie, ek gaan dit tog so hanteer nou, ek wil vir julle vra om hier na vore te kom, die orkes gaan ons lei in die Onse Vader. En ek herinner julle weer net, daar is heerlike sop, en dan het al die dames gevra, en het vir my baie duidelik uitgespel, as julle sop gaan kry, daar gaan staan by die tafels, en as heerlike toebroodjies ook, het hulle mooi gevra, die woord wat hulle gebruik het, is moenie bondel nie. So kry jou sop en jou toebroodjies, moenie daar luister na ander se stories nie. Gaan staan een kant, of gaan sit by 'n lekker tafel, maar julle word almal uitgenooi, en dan by die deure ook 'n wonderlike geleentheid, om 'n bydrae te maak, vir die uitdra van die evangelie, om die boodskap te bring by mense, wat dit dalk nog nie gehoor het nie. Maar terwyl hulle uitbeweeg, ek wil tog vra, kom ons sit net so, as julle miskien vir my net so paar, net miskien so agtergrond kan gee, dan sit ons elkeen net so, ons is tog nie haastig nie, kom ons dit gebruik, hierdie oomblik, en sit maar net so, met jou oë toe dalk, net by jou Vader. Jy kan net so sit, en dalk miskien in jou, hier voor jou, dan kan jy sien, dat Jesus voor jou kom staan, en hy sê vir jou, God is jou Vader. Jy kom uit hom uit, en die Here sê vir jou, jy is my kind. Ek is by jou, ek is saam met jou. Ek is tog die Vader wat jou kom dra, wat vir jou krag gee, wat vir jou kom optel. My Vader, dit wat nie eers geleentheid gee om 'n verduideliking te gee oor goed dit wat jy verkeerd gemaak het nie. Wil jy maar net vir so 'n paar oomblikke net wees by die Here, en dan is julle orkes baie welkom om dalk ons op te roep om te staan vir die Onse Vader gebed. Kom staan. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons sondig,
Want U is die ryk en die sterkte en die Here verewig en ewig. Amen. Die Here gaan saam met elkeen van julle. Daarom is daar genade en vrede by hom. Hy is jou Vader. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Jy laat ons leef soos U leer, Here. Amen. Laat dit so wees, Here.